Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Daar's 'n paar aspekte wat ons hierdie week oor wil praat. Ek dink die eerste is om 'n bietjie plaaslik begin, Roland. Eerstens welkom. Ek moet dan eers sê ons het laasweek nou nie 'n opname gehad nie, maar ja, nou kan ons weer lekker gesels hierdie week. Ja, dankie Johnny, lekker om weer in persoon te gesels. Dis nie lekker om met jouself voor 'n kamera te sit en praat nie. Ja, dis 'n unieke situasie. Roland, ek wil dalk hierdie week plaaslik begin. Die kabinetskommeling, ons het amptelik nou 'n nuwe minister van landbou natuurlik, maar dan as jy vir ons sommer dalk so 'n bietjie kan inlig oor die xenofobie wat Dinsdag nou plaasgevind het, hierdie optogte. Ek voel van die optogte kant af dat hierdie ding nie wenig tande gehad het nie. Dat dit half kan ek sê mislukking was nie, maar dat dit nie impak gehad het. Okay, van die buitelanders is uit, maar dit nie noodwendig die impak gehad oor die algemeen as wat hulle gedink het nie. Kom ons begin by daai punt Johnny. Ek dink baie belangrik, die 30ste Junie was 'n baie belangrike dag. Dit was 'n belangrike gebeurtenis vir verskillende redes. Ek dink jy is reg as jy sê die impak was nie wat 'n klomp mense verwag het nie, maar ons moet ook nie onderskat wat gebeur het nie. Ek dink tot 'n mate as ons praat, jy gebruik die woorde ek nie tande gehad nie. Ek dink die sekuriteitsbeplanning, die ministeries van polisie, staatsveiligheid en ander rolspelers, baie groot betrokkenheid van die privaat sekuriteitsmaatskappye met hulle intelligensie vermoë. Dit tot 'n mate, as ek jou beeld kan gebruik, die tande getrek. In die sin dat daar nie grootskaalse geweld was nie. Daar was insidente, daar was winkels wat gestroop is, daar is mense wat aangerand is. So dit is nie 'n absolute vredesame proses gewees nie. En die gedeelte wat nie hanteer is nie, is die onderliggende aggressie wat hiermee saamgegaan het. En dit maak dat ons nie moet onderskat wat die effek hiervan is nie. Dis maar waar die hele ding ontstaan het, is die onderliggende aggressie. Nou, die onderliggende aggressie het 'n totale ander rede as wat aangebied word. Ons kan nou daaroor praat. Ek dink as ons gaan kyk, dan kan almal 'n sig van verligting slaak, in die sin dat ons het nou nie 'n grootskaalse geweld en onstabiliteit gehad nie. Maar die onderbou daarvoor bestaan steeds. So dis iets wat ons vorentoe gaan moet dophou. Die feit dat duisende onwettige buitelandse migrante land uit is of op pad is land uit, is dan 'n soort van 'n oorwinning vir die organiseerders van hierdie veldtog. En ek dink meeste mense tot 'n mate begrip vir die kwessie dat jy kan nie onwettige mense in jou land hê onbeperk en daar's geen beheer en hulle plaas druk op jou stelsels nie. Dis nie die kwessie nie. Die kwessie is, hoekom het ons hier gekom en hoe hanteer ons dit? En dis die kruks van die saak. Dit is waar Suid-Afrika tot 'n baie groot mate eintlik misluk. En hierdie is 'n mislukking van regering. Omdat mense, ek wil nou nie sê onbeperk nie, maar baie maklik Suid-Afrika kon binnekom, in groot getalle vir 'n baie lang tydperk. Dit is gelegitimeer deur die regering, ons het voorheen daarna verwys, omdat hulle nie wetgewing toepas nie, omdat hulle nie grensbeheer effektief toepas nie, en omdat hulle toegelaat het dat mense inkom sonder om te registreer. Want daar was 'n besluit om dit toe te laat, veral vanuit Zimbabwe. Goed, nou het jy hierdie wrevel wat opgebou het, en die oorsaak van die wrevel is nie onwettige immigrante per se nie. Dis die druk waaronder gewone Suid-Afrikaners leef, waaronder arm Suid-Afrikaners leef. Dit gaan moeilik met die ekonomie, ons het nou weer gesien, ons weet ons werkloosheidskoers draai in die omgewing van 33%, maar ons het hierdie week gesien die nuutste arbeidsstatistieke praat van meer as 80,000 poste in die formele sektor wat die afgelope kwartaal tot niet gegaan het. So die druk op werkloosheid is besig om hoër te word. Die effek daarvan op mense, as jy vat elke persoon wat 'n werk het, onderhou waarskynlik 4 tot 10 mense, dalk meer in baie gevalle, uitgebreide families. Daai 80,000 poste het 'n ongelooflike groot effek op mense se nie lewenskwaliteit nie, hulle oorlewing. Want dit is die terme waarna mense met die meerderheid van Suid-Afrikaners praat. Jy praat van oorlewing. So hierdie druk bou op, en nou soek mense 'n oorsaak. Hulle beskuldig nog nie die regering direk nie, hulle beskuldig die buitelanders
Want dit is die belewenis wat hulle het. Hulle kom by 'n hospitaal, dan is daar nie 'n bed nie of daar's nie medisyne nie, maar daar staan soveel mense wat hulle verhoort nie. En onmiddellik word dit die teiken wat hulle identifiseer. So 30 Junie het 'n paar goed gedoen. Hy het gewys die vlakke van geduld van Suid-Afrikaners is besig om op te raak. Die desperaatheid van mense is besig om toe te neem. Die onvermoë van die regering om hierdie goed te bestuur word duidelik uitgewys. Daar is wel 'n vermoë gedemonstreer tot 'n mate om beheer uit te oefen oor so 'n projek, anders as in 2021 en 2008 waar jy grootskaalse geweld gekry het. En daar is 'n vermoë van die regering om 'n gesprek te voer met rolspelers. Maar daarin lê ook 'n belangrike probleem. Die president praat met die rolspelers wat die optogte organiseer wat onwettig is, baie opsigte nie toestemming nie, wat potensieel het om gewelddadig te raak. So hy legitimeer die proses. En ek dink dis iets wat ons baie meer aandag aan moet begin gee in Suid-Afrika as ons na regering kyk, is hoe legitimeer ons prosesse wat eintlik nie moet toegelaat word nie, of wat eintlik nie eers in die eerste plek moet bestaan nie. Daar's 'n klomp sulke goed. Die president legitimeer die optog, die beplanners, wat met ongelooflike aggressiewe, gevaarlike retoriek mense opsweep, teen die regering. Maar daarin word niks gedoen nie. So ons is nie besig om die twee oorsake van hierdie probleem, swak regering, swak beleid en opstoking te hanteer nie. Ons legitimeer dit en nou stel ons die probleem uit. Weet, dit laat my dink aan die onlangse besluit oor die tolprojek in Gauteng, waar alle uitstaande tolgelde afgeskryf word. Nou dit was 'n proses wat gestop is, maar dit was 'n wettige proses volgens al die howe in Suid-Afrika. Wat doen die regering daar? Hy sê vir die mense wat wetsgehoorsaam was wat betaal het, en die wat nie betaal nie kan nou lag en sê ja, julle was dom, maar daar's 'n groot klomp mense in besighede wat baie betaal het. Jammer, julle het die wet nagekom, julle kan nie julle geld terugkry nie. Maar die ou wat die wet oortree het, kom skotvry daarvan af. Selfde met hierdie proses. Ons sien dit telkens, ons gaan dit waarskynlik weer hierdie jaar sien in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing, waar mense met groot skuld rondom munisipale rekeninge, veral elektrisiteit, waar dit afgeskryf word. So ons is voortdurend besig met 'n teenstrydige boodskap vanuit die regering. Julle moet betaal, julle moet wetsgehoorsaam wees, maar ons legitimeer die onwettige. Ons legitimeer die hele tyd dit wat mense doen wat nie wettig is nie. En dit is besig om 'n baie groot las te plaas op 'n baie klein deel van die bevolking in terme van belastings en die klas van dinge. So ek gaan weer daaroor praat. Ek dink dis belangrik rondom die konteks van 30 Junie. Die laaste deel van 30 Junie miskien is binnelands die dreigement dat hierdie proses elke week gaan aanhou totdat alle onwettige mense uit Suid-Afrika uit is. So dis 'n dreigement en 'n uitdaging aan die regering. Trouwens, die woorde wat gebruik was van March and March se leier is, ons sal sien of julle elke week 600 miljoen rand kan bymekaar maak om die polisie en ander te ontplooi, om ons te keer om te doen wat ons wil doen. So hierdie is 'n direkte uitdaging van die gesag van die staat. Daar is nie 'n woord daaroor gesê vanuit regeringskringe uit nie. En dit is die resultaat van die legitimering van 'n proses wat in die eerste plek nooit moes gebeur het nie. Want die oorsake van hierdie probleem moes anders bestuur gewees het van dag 1 af. Nou dis maklik om dit te sê terugskouend, maar ons gaan nog hierdie les aanhou leer tot ons regering in die breë begin optree soos wat hy moet optree. Die laaste dimensie hiervan is die effek wat dit op Suid-Afrika het, veral in Afrika. Daar is ongelooflike negatiewe en sterk reaksies vanuit Afrika. En ek hoor die argumente van mense wat sê, ja, maar die res van Afrika doen dit ook en dit gebeur hier en daar. Heeltemal reg. Die probleem is Suid-Afrika se posisionering en die beeld wat Suid-Afrika van homself in Afrika voorhou, as 'n leier in Afrika, as die regering wat vir en namens Afrika optree oral waar hy kom, dit word nie meer aanvaar nie. En die druk teen Suid-Afrika gaan opbou,
Suid-Afrika gaan dit al hoe moeiliker vind om in Afrika vordering te maak met dit wat as Suid-Afrikaanse belange beskou kan word, maar ook dit wat Suid-Afrika probeer doen in die konteks van die breër politiek wat in die wêreld afspeel. So hierdie gaan nie net ongesiens verbygaan nie. Die ander effek is natuurlik die spanning wat dit skep tussen Suid-Afrika en sy onmiddellike buurstate, Zimbabwe, Mosambiek, Malawi, waar ons nou druk op hierdie regerings begin uitoefen, en dit is 'n probleem wat lankal kom, wat sê, maar julle moet beter regeer, julle moet beter doen in julle eie omgewings, dan sal die mense nie hiernatoe kom nie. Heeltemal legitiem. Maar ons plaas nie die druk waar dit nodig is en wanneer dit nodig is nie. Voorbeeld hiervan, Mosambiek se onlangse verkiesing is deur die Afrika-Unie as nie vry en regverdig beskou is nie. Suid-Afrika stuur die grootste afvaardiging soontoe, omtrent die enigste regering wat verteenwoordig is op so 'n vlak, omarm die nuwe regime en maak asof daar niks fout is nie. So die boodskappe wat ons uitstuur, soos binnelands na die buiteland, is teenstrydige boodskappe. En dit gaan nie goed af nie, en daarom sien ons dat regerings soos Angola, soos Kenia, begin al hoe meer hulle stempel afdruk in Afrika, maar ook namens Afrika en die res van die wêreld. En dit gaan 'n effek hê op Suid-Afrika, en nie net die aansien van Suid-Afrika nie, maar die manier waarop Suid-Afrika in die wêreld kan funksioneer. So 30 Junie is 'n baie belangrike dag vir 'n klomp binnelandse en buitelandse redes. Roland, soos ek jou nou verstaan, is eintlik dis die resultaat van eintlik baie frustrasie van mense in Suid-Afrika, maar dis ekonomiese druk wat ons nou begin voel. Ja. En ek self voel ek het solarkrag opgesit, jy doen jou eie water, jy doen jou eie sekuriteit deesdae. So alles kom op my af, maar jy voel daar word net nog belastings opgesit op, want dit beteken minder inkomste vir jou plaaslike munisipaliteit en jy word dan net nog steeds ekstra kostes opgesit. So jy betaal eintlik vir 'n diens wat jy glad nie kry nie. Is dit 'n resultaat van die ANC wat al hoe meer onder druk kom en hulle onvermoë om enigstens iets te kan bestuur? Dis die resultaat van swak regering. Dis die resultaat van mislukking op verskillende vlakke van beleid en die instellings wat beleid moet uitvoer, en dit plaas geweldige druk op verskillende plekke. Aan die een kant is ons industriële basis besig om te krimp. Aan die ander kant is ons belastingbasis wat klein is, al hoe meer onder druk. Dis interessant, jy verwys nou na die koste wat jy het om 'n beter lewe of 'n gerieflike lewe te hê. Nou daar's twee implikasies daarvan. Die eerste een is natuurlik dat die meerderheid mense kan nie daai koste, het nie daai vermoë om dit te doen nie. So hulle word uitgelewer aan 'n stelsel wat nie kan aflewer nie. Hulle word uitgelewer aan 'n munisipale regerings. In die breë, ons het gesien die openbare die ouditeur-generaal se verslag die afgelope dae, wat wys hoe sleg dit gaan met plaaslike regering. En dis waar die meerderheid mense in Suid-Afrika aan uitgelewer is. So daar's twee knyptange hier. Die een is die onvermoë om dienste te lewer, knyp die arme mense, die mense wat totaal afhanklik is, en dan knyp hy ook die mense wat meer vermoënd is, maar wat hulle al hoe meer kan uitkoop uit hierdie swak dienslewering-siklus uit. En dit maak jou munisipale regering nog swakker, maak dit nog moeiliker om te funksioneer. Dis interessant, jy verwys nou na die kostes. Daar's 'n verslag wat NERSA uitgebring het, in die nuus nou, die ferrokroom smelters wat sê, maar hulle moet ook tegemoet gekom word, anders gaan hulle, ek dink hulle gaan vandag toemaak, of die smelters afsit, want hulle kan nie meer bekostig om in besigheid te bly nie. En NERSA se verslag wat nou in die afgelope dae uitgekom het, ook rondom hierdie, sê dat kragtariewe van die vroeë 2000s tot verlede jaar met 1100 en iets % gestyg het. Dit beteken, en dit dra by tot wat hulle noem deindustrialisering in Suid-Afrika. Die eenvoudige effek is, Suid-Afrika kan nie meer kompeteer nie, besighede kan nie kompeteer nie, die kostesiklus is besig om weg te hardloop met hulle. So jy kry hierdie geweldige kostestygings, maar jy kry nie 'n kwaliteit in diensverbetering nie. Trouwens, jy kry 'n totale, as ons terugkyk na elektrisiteit, 'n totale ineenstorting van die dienslewering-siklus. Nou word daar drasties ingegryp, klomp geld moet gegenereer word, Eskom is desperaat.
Sy kraglewering of sy behoefte aan krag wat hy kan verkoop, is besig om dramaties te daal. So hy kan nou meer krag genereer, maar hy het nie mense wat dit wil koop nie, want 'n groot klomp individue en 'n groot klomp besighede het hulle afhanklikheid van Eskom dramaties afgeskaal. So jy sit met letterlik 'n doodsiklus wat Eskom in is. werkloosheid. Ja, en Ja, nou het jy hierdie kombinasie van faktore. Nou sien ons dat in plaaslike regerings, en daar's 'n paar wat dit al probeer het, wat nou 'n kostestruktuur skep om addisionele inkomste te kry vanuit elektrisiteit. Soos byvoorbeeld 'n toegangsheffing wat baie duur word, 'n lisensiefooi omdat jy solarstelsels op jou huis opgesit het. Nou kan jy dink as daai uitgebrei word na groot installasies soos wat byvoorbeeld in landbou en in industrie gebruik word, die geweldige ekstra koste-effek wat dit het, wat net 'n uitgawe is, want jy kry niks in ruil daarvoor nie. Ja, daar's niks dienste, nee. dis niks nie. Dis eintlik maar net om hulle wanvermoë en hulle korrupsie en hulle gesteelery eintlik te befonds. Dis die groter prentjie, maar onderliggend hieraan is dat die inkomste stroom word al kleiner en kleiner, want die betalende segment koop hom uit dit uit. So dis 'n baie swak situasie, en op die lang duur gaan dit En waarskynlik dan word die druk eintlik dan nou op die ou wat afhanklik is, soos jy nou gesê het, op die stelsel raak net meer, want die onvermoë van die munisipaliteite om hierdie dienste te gee raak al hoe minder. So dan gaan die frustrasie net groter raak, en dan kan hierdie tipe optogte wat ons dan die afgelope week gesien het, eintlik net meer raak. Want ek dink ons kan sien dat in die aanloop tot die verkiesing in November gaan ons, en dis elke keer wanneer daar 'n verkiesing is daar 'n merkbare styging in die hoeveelheid optogte, en dan die kwessie wat ons moet dophou is, dit kan baie maklik meer gewelddadig raak. So hierdie is 'n konteks wat negatief is, wat 'n mens baie mooi na moet gaan kyk. Weet die uitstaande voorbeeld hiervan, en ek weet daar's kleiner munisipale rade waar dit baie slegter gaan, maar Johannesburg is die ekonomiese hartland van Suid-Afrika. Trouwens, dit word nog steeds beskryf as die ekonomiese hartland van Afrika in terme van die ekonomiese aktiwiteite en die sentrum van aktiwiteite en besluitneming in die ekonomie in Johannesburg. En ons sien hier 'n raad wat eenvoudig voortgaan met ondeurdagte besluite. 'n Ooreenkoms met 'n vakbond wat 10 miljard rand per die salarisrekening voeg. Die aanstel van 1700 nuwe amptenare, die meeste van hulle bestuurders, teen iets soos 4 miljoen rand per kop per jaar salaris. Maar hulle lewer nie dienste nie. Hulle skuld Eskom meer as 5 miljard rand. Hulle skuld Randwater meer as 3 miljard rand. Hulle inkomste maak nie op vir hulle uitgawes nie, en hulle ontken die probleem. Nou sien ons die minister van Finansies begin dreig en sê ek gaan julle diskresionêre oordragte gaan ek beëindig. Julle is tegnies bankrot. Daai raad gaan net aan en aan en aan. En hy sê nou hy het ook groot stygings in kostes met sy nuwe belastingsiklus en heffings en munisipale rekeninge, want hy moet geld inkry om dienste te lewer, maar die dienste word nie gelewer nie. En dis die plek waar jy nou kom, waar jy moet geld inkry om dienste te lewer, maar jy kan nie die dienste lewer nie, want jy het nie die vermoë nie, die mannekragkundigheid nie, maar jy het ook nie die geld nie. En dan stort die ding in duie. So Johannesburg gaan baie dringend, baie anders hanteer moet word deur die regering, en dit gaan tot nadeel van die ANC wees in die aanloop tot die verkiesing in November. Maar dit gaan gedoen moet word. Roland, maar my gevoel is, dis nie net, of ek dink al die munisipaliteite moet anders dringend gehanteer word. Wat sal jou voorstel nou wees, sonder om nou politieke partye aan te koppel, of mense wil half eensydig bly, maar vir mense wat die einde van die jaar gaan stem? Ek dink mense moet stem, ek voel mense moet stem, want as jy nie gaan stem, jy kan nie verandering bring nie, maar vir wie stem 'n mens dan in hierdie opsig, sonder om nou noodwendig partye aan te koppel? Ek wil twee goed uitlig. Die een is, daar is 'n proses om 'n nuwe wetskrif vir plaaslike regering, wel die wetskrif is beskikbaar, daar's nou tyd vir kommentaar, en daar's baie goeie idees in die wetskrif. Daar's baie goeie voorstelle in die wetskrif. Mens gaan moet sien hoeveel van dit word uiteindelik aanvaar. Daar's natuurlik kontroversiële elemente daarin, wat veral partye soos die DA glad nie meer gelukkig is nie, want hulle sê dit gaan hulle die vermoë om te regeer gaan dit inperk, dit gaan hulle dwing om met partye soos die EFF saam te werk, wat hulle nie wil doen nie.
So dis van die elemente wat nou daar ter sprake kom. Maar in die breë is daar baie goeie voorstelle oor onder meer wat ons baie oor die professionalisering van dienste, die manier hoe mense aangestel word. En dan wil ek sê daar's nou interessant die Ministerie van Plaaslike Regering onder andere hanteer is besig om al hoe meer te begin optree teen rade wat nie presteer nie, wat nie regulasies volg nie. Daar's al 'n baie meer kritiese kyk na die befondsing, die begrotingsprosesse, baie meer kritiese kyk na die tipe mense wat aangestel word en hoe hulle aangestel word, maar dis 'n langtermynproses. So dit gaan nie verander tussen nou en 4 November nie. En ek dink dis 'n belangrike vraag wat jy vra. Nou vir my is die antwoord redelik eenvoudig. Mense gaan neem deel aan 'n verkiesing omdat hulle glo dis belangrik. Nou baie duidelik het die meerderheid Suid-Afrikaners die punt bereik waar hulle sê dit is nie meer belangrik nie. Ons glo nie daaraan nie. Ons het vertroue verloor in hierdie proses. Daar's meer mense wat nie stem nie as mense wat stem. So in feite kan 'n mens argumenteer die grootste politieke party in Suid-Afrika is die mense wat nie meer deelneem nie. Nou dit is 'n kwade dag, want dit beteken jou legitimiteit van jou instellings en van jou verkiesings kom in die gedrag. En dit beteken die moontlikheid vir onstabiliteit en optredes soos wat ons nou gesien het met 30 Junie is besig om al hoe groter te word. Dis nie goed vir regering nie, is nie goed vir stabiliteit nie, is nie goed vir ekonomie en ontwikkeling nie. So dit moet 'n mens na gaan kyk. Die vraag dan is, vir wie stem ek? Jy kan ideologies gaan stem, jy kan histories gaan stem, en doen wat jy nog altyd gedoen het, of wat jou ouers vir jou gesê het om te doen. Die ander moontlikheid is om 'n rasionele benadering te volg en te sê, maar goed, wie het die beste kans om goed te regeer? En ek dink ons moet by Suid-Afrika terugkom by die punt waar ons na die basiese goed gaan kyk. Daai basiese goed is, wat het ek nodig van plaaslike regering? Ek moet water hê, ek moet elektrisiteit hê, ek moet paaie hê, ek moet vullisverwydering hê. Dis die basiese dienste. As ek dit het, kan ons na die ander goed begin kyk. Maar as ek dit nie het nie, is my veiligheid in die gedrang, my lewenskwaliteit kom in die gedrang, en baie belangrik, dit het baie ernstige gesondheidsbedreigings. Vullisverwydering, nie water nie, het direkte implikasie vir 'n gesonde lewenstyl en omgewing. So mense moet die vraag begin vra, watter party kan dit vir my gee? En dan gaan kyk na, maar watter partye, want ek dink dis baie belangrik, dis nie 'n party nie, watter partye het in die onlangse verlede bewys gelewer dat hulle hierdie goed kan doen. En dan moet ons gaan kyk na waar is die suksesvolle partye, die suksesvolle koalisies. Die probleem wat ons mee sit is, ons staar ons blind en ek veralgemeen nou in Suid-Afrika teen hierdie groot idees van ons gaan armoede en ongelykheid baie vinnig uit die weg uitren. Ons maak geen vordering nie, trouens ons gaan agteruit. Dit gaan slegter in daai konteks in Suid-Afrika as ooit. En die rede is dat ons die basiese wat met regering verband hou nie reg kry nie. En die plek waar dit belangrik is nie in die kabinet nie, is by jou plaaslike regering. So mense moet baie meer oordeelkundig en krities begin kyk en baie meer rasioneel begin kyk en die vooroordele en ek wil die Engelse woord gebruik, die hang-ups van die verlede, moet ons in konteks begin plaas. Ek sê nie vergeet alles nie, maar plaas dit in konteks en begin dit versoen met jou realiteit waar jy nou is. En kyk wat is dan die beste opsie vorentoe. Jy kan altyd in die volgende siklus weer anders daarna kyk as jy 'n grondslag kon lê vir beter regering. Maar dit is krities belangrik dat ons op 'n ander manier moet begin kyk en anders moet reageer op dit wat in regering gebeur. Roland, ja, baie dankie. Ons het nou klaar, ek dink die negatiewe nuus bietjie daar buite gekry. Ek dink iets wat dalk bietjie positief dalk is. Ek weet ek wil graag jou siening oor dit kry, is die kabinetskommeling wat ons nou gesien het. Ja, dis 'n baie interessante gebeurtenis en mens kan weer eens, daar's baie verskillende opinies daaroor. Ek wil begin by die grootste teleurstelling, dink ek, vir baie mense is die aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike sake. Nou sy's 'n kontroversiële politikus gewees en
is afgedank in die tyd in die kabinet van president Zuma, omdat sy die parlement se etiese kodes oortree het, omdat sy skuldig bevind is aan wanbestuur, misleiding, toekenning van kontrakte of tenders aan mense wat baie na was. Ja, nou kry sy nog 'n kans. En toe verlang uit die parlement gewees en toe weer teruggekom, weer vordering gemaak het, opgeneem is in die ANC se leierskapsstrukture en nou aangestel is as minister. Nou, baie mense beskou hierdie portefeulje nie as 'n belangrike portefeulje nie, maar as ons kyk na die omstandighede in Suid-Afrika, die desperaatheid van mense en die afhanklikheid wat al hoe groter word van staatstoelaas, dan is dit eintlik 'n baie belangrike portefeulje. Nie net vir mense wat toelaas kry nie, maar ook pensionarisse wat van hierdie departement afhanklik is vir hulle pensioene. En nou kry ons daar's 'n hele rits van ministers in hierdie portefeulje wat absoluut net, ja, mens weet nie hoe hulle aangestel is nie. Maar nou kry ons dit weer. Jy moet jou verbeelding gebruik as jy dit wil gaan ontsyfer. My verbeelding gaan nie so ver nie. Ek dink die probleem wat ons hiermee het is dat sy is nou die adjunksekretaris-generaal van die Vroueliga. Toe laas jy wat ontslaan is, was die leier van die Vroueliga. En nou sê die Vroueliga, maar ons dring daarop aan, ons wil 'n kabinetslid hê, want ons belange moet verteenwoordig word. Nou word Dina Poole die volgende in lyn aangestel. Nou, my interpretasie hiervan is dat ANC elitebelange het weer voorkeur gekry bo die belange van goeie regering en die belange van Suid-Afrikaners. En ek dink die punt wat 'n mens hier moet maak is, die president het eintlik 'n baie goeie geleentheid om die regering van nasionale eenheid, veral die ANC-komponent, te gaan versterk, te gaan verbeter, te gaan herstruktureer. Hy het daai geleentheid nie benut nie, en daai geleentheid is nou verby, en hy het eintlik nou baie negatiewe kommentaar, en hy sit met dieselfde probleme wat hy voor die tyd gesit het, dalk eintlik 'n bietjie erger. Mens gaan maar moet sien. Nou die ANC kan verduidelik soos wat hulle wil, hierdie aanstelling maak nie 'n goeie indruk nie. Dit is nou maar net hoe dit is. Die groter prentjie natuurlik is dat die kabinetskommeling het gekom na aanleiding van 'n versoek van die DA-leier Jordan Loos om veranderinge aan die DA-lede van die kabinet en adjunkministers te maak. Redes daarvoor, my interpretasie is dat, onthou, in my maand het die DA kongres gehad, hulle het baie totaal nuwe leierskap verkies, baie jonger leiers, en ek dink hierdie is die eerste aanduiding van 'n nuwe leierskap wat sy stempel afdruk op die party. Die riglyne wat gegee word deur Loos as partyleier is om te sê, ons ministers moet meer sigbaar wees, hulle moet baie meer druk op die regering plaas, daar moet baie meer tekens van of bewyse van samewerking wees, en DA-beleid moet bietjie duideliker na vore kom. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, die DA kan nie gesien word as dat hulle 'n meeloper geword het van die ANC in die regering van nasionale eenheid nie. So dit is die breër konteks waarteen die veranderinge kom. Maar daar's ook spesifieke oorsake. En dit het Loos gegee in sy aanvanklike verklaring deur te sê, daar's 'n evaluasie gedoen van ministers en adjunkministers, en hulle voel die aanstellings wat gemaak is, reflekteer nie die doelwitte wat die party het nie. So op 'n prestasiebeoordeling wil hulle ook veranderinge maak. Nou die een wat die meeste aandag trek is die verwydering van John Steenhuisen as minister van Landbou, en dat hy adjunkministerspos kry by handel en nywerheid en kompetisie. Nou die ironie is, dis presies dieselfde proses wat gevolg is onder sy leidings, Steenhuisen se leierskap met Dion George. Dieselfde proses, dieselfde portefeulje. So ook ander verandering, hoër onderwys het 'n jonger leier gekry, of 'n jonger adjunkminister gekry, die DA, Yusuf Kassim uit die Oos-Kaap. Dis 'n portefeulje met ernstige probleme. Ons sien Boetie Manamela, die minister, sukkel. Hy kry nie NSFAS onder beheer nie, hy kry nie die SETAs onder beheer nie, daar's al hoe meer bewyse van massiewe korrupsie, van wanbestuur, daar's al hoe meer wat die ANC-politici veral begin karring met universiteite, en dit hou niks goed in nie.
So die versterking in daai portefeulje en meer druk op daai portefeulje kan hopelik positief wees. Interessant die skuif van Jack Bloem van Gauteng na die adjunkministerspos van water en sanitasie. Jack Bloem waarskynlik een van die meer aktivistiese LP's in die provinsie, baie bekend in Gauteng rondom gesondheidsake, baie bemoeid gewees met swak besluite, swak optrede, die Life Esidimeni insident en goed in Gauteng, swak dienslewering, swak bestuur van hospitale, en nou gaan hy water en sanitasie toe op nasionale vlak. 'n Mens gaan moet sien of hy die styl gaan handhaaf wat hy gehad het en of hy meer gaan hoe effektief gaan hy wees. Ek vermoed hy gaan baie druk op die minister plaas en op die departement plaas as hy met sy manier van werk gaan voortgaan. Die een ding natuurlik wat 'n mens moet dophou is, as die DA hierdie tipe rol wil speel, gaan daar waarskynlik baie meer spanning wees met binne die regering van nasionale eenheid. Want die ANC gaan onder druk kom, die ANC gaan voel die DA is te groot vir sy skoene waarskynlik, sal 'n reaksie in die verlede, en daar gaan 'n reaksie wees. Nou, mens gaan moet sien tot watter mate gaan hierdie reaksie een wees wat positief uitspeel en of dit 'n destruktiewe interaksie tot gevolg gaan hê. Want die regering van nasionale eenheid, soos ons weet, daar's geen waarborge nie. Kan enige tyd tot niet gemaak word. En hierdie is alles goed wat spanning skep. Dit kan tot beter regering lei, maar dit kan ook lei tot 'n ineenstorting van die proses. Nou die interessante is, as mens kyk na wat Jordan Iloos besig is om te doen, dan trap hy op tone in die party. John Steenhuisen is bitter ongelukkig oor hy verwyder is. Hy voel hy het die reg om die pos te beklee, hy het 'n ooreenkoms met Iloos gehad en nou word daai ooreenkoms nie nagekom nie. Die ander dimensie van natuurlik is prestasie. En Steenhuisen het baie kontroversieel geraak. Ons het baie daaroor gepraat. Alles wat verkeerd is nie sy skuld nie. Maar ek dink die groot fout wat hy gemaak het, hoe meer hy onder druk gekom het, hoe meer konfronterend het hy geraak. En dit het gemaak dat die posisie onhoudbaar geword het, want dit begin die party baie negatief beïnvloed. So dan kom die veranderinge in. Willie Oukamp, daar's baie groot verwagtinge van hom, daar's baie druk op hom, en ek dink hy gaan 'n moeilike tyd tegemoet. Hy's meer bekend met landbou. Ons weet dat hy oor die afgelope maande alreeds 'n fasiliteeringsrol begin speel het tussen Steenhuisen en van die ander landbou of georganiseerde landbou. So hy stap nie hier totaal onbekend hierin nie. Maar hy sit met dieselfde departement, hy sit met dieselfde amptenare en hy sit met dieselfde regering in die ANC wat nie landbou ondersteun nie. En ek dink dit gaan 'n groot uitdaging wees. Kan hy die president so ver kry om hom en die hele landboukonteks anders te benader en te ondersteun? Kan hy voldoen aan al die verwagtinge wat geskep word binne die tyd wat hy tot sy beskikking het? Dit is baie moeilike hekkies om oor te kom. So ek is in 'n sin, is dit 'n goeie aanstelling, almal lyk baie tevrede, maar ek moet sê ek is jammer vir die minister. Hy gaan 'n baie moeilike tyd hê. Tensy die verdeeldhede en die verdagmakery agtergelaat word en mense begin werklik saamwerk, veral rondom die back-and-claw kwessie. Anders gaan nog 'n minister kom en gaan en ons gaan nog sit met dieselfde probleme. Die groot kwessie gaan wees samewerking en dan hoe kan hy die amptenare wat hulle eie ANC-ministers in die verlede ondermyn het, wat vir Steenhuisen dit baie moeilik gemaak het, hoe gaan hy met hierdie mense werk en die proses kan vorentoe vat? Hopelik deur minder kontroversieel te wees. Hy spotlight sou nogal baie op hom, en ek dink hy seker nou die minister wat seker die moeilikste posisie op die oomblik het om suksesvol te probeer bestuur. Ek dink in terme van 'n sektorale konteks, ja. Natuurlik, daar's 'n ander dimensie hieraan, die partypolitieke dimensie. Steenhuisen wat nou die naweek uitgevaar het teen sy partyleier en teen sy party. Nou dit is ongelukkig. Dit plaas onnodige druk weer op die DA. Die vraag is, was dit geregverdig? En is dit eie belang wat hier praat, of is dit werklik groter belang van die party en dan in daai konteks van die regering wat praat? My indruk is dat hy tot 'n mate eintlik vir Madiloos en sy party onder die bus gegooi het. Nou, of die party teen hom gaan optree, daaroor sal 'n mens moet sien. Jordan Iloos het gister 'n toespraak gemaak waar hy gesê het
Loyaliteit is nie deel van aanstellings nie. Dit is kaderontplooiing. Hy gaan dit nie duld nie. En ek dink daar's 'n waarskuwing vir Steenhuisen en ander hierin van of jy werk saam of jy gaan jou goed vat en loop. Nou daar's gerugte, en ek weet nie of dit kwaadwillig is nie, dat Steenhuisen in elk geval gaan loop, mense sal moet sien, maar dat hy ontevrede is en dat hy die party nou benadeel, dink ek nie, daar's geen twyfel in nie. Nou dis nie net nie, ons sien dit in al die politieke partye. Die dag as iemand besluit om te loop of nie hulle sin kry nie, dan vertel hulle vir jou hoe sleg is die party wat hulle loop en hoe wonderlik is die een waarheen hulle gaan, maar daar word nie gepraat oor wat het ek gedoen en nie gedoen in die proses nie. Dit bly agterweë. So 'n ongelukkigheid, gee natuurlik vir ander partye baie stokke om die DA mee te slaan, en dan baie belangrik, dit skuif die fokus weg van wat is besig om in die ANC te gebeur en nie te gebeur nie. Dit skuif die fokus weg van ander prioriteite. So, ek dink wat ons hier uit, en dis miskien my laaste kommentaar, is dat Steenhuisen se gebrek aan oordeel is baie duidelik bewys deur wat hy die naweek gedoen het. En dit Wat hom is dalk in maar die hierdie laaste posisie wat ek gekry wil het. sê. Tot 'n baie groot mate gedryf het tot waar hy is. En dan begin 'n mens anders kyk na die beskuldigings van hy het nie geluister nie, hy het nie ons advies aanvaar nie, en dan natuurlik die ander goed wat rondom hom gebeur het, ondeurdagte aanstellings en die manier hoe dit hanteer is. So ek dink hy het homself geen gunste gedoen en ek dink nie hy gaan baie simpatie kry nie. Baie interessant dat baie mense nou parallelle trek en sê, maar toe Dion George dit gedoen het, het jy hom veroordeel, nou doen jy dieselfde. Nou dit laat natuurlik ook vrae ontstaan oor die manier hoe dinge in die DA gebeur. Maar ja, die Louis het definitief ook 'n paar uitdagings binne die party wat hy sal moet hanteer. Miskien net oor hom 'n laaste opmerking, ek het verwys na die toespraak wat hy gelewer het. Baie interessant, die konteks van sy toespraak was, die DA is 'n party wat op 'n nasionale vlak kan regeer en op 'n nasionale vlak 'n groot rolspeler gaan word. Trouwens, hy praat van die DA as die grootste politieke party in die toekoms. Nou, is dit 'n meerderheidsparty? Waarskynlik nie. Grootste onder hoeveel partye in 'n koalisie? Heel realisties om dit so te sien. Ek weet nou nie presies hoe hy die konteks geskets het nie, maar die belangrike daarvan is dat hy plaas die DA nie meer as 'n streeksparty en 'n party van opposisie nie. Hy plaas die party as 'n party van nasionale politiek en nasionale regering. En dis baie belangrik in terme van die oriëntering van 'n party as jy daai vlak betree om dan op te tree asof jy op daai vlak funksioneer en kan funksioneer. So interessant om te sien hoe hy die toekoms lees en wat hy in gedagte het vir die DA. Dis maar nog verseker baie interessante goed gebeur soos ons na die einde van die jaar toe beweeg. Ons kan ook volgende week bietjie, ek weet môre is nou 4th of July in Amerika so goed, maar ek dink terwyl ons nou plaaslik is, die optogte is dit, my gevoel amper is dit nie 'n aanloop na die einde van die jaar se verkiesing ook nie? Ek dink nie dis net daaroor nie, die manier en die opbou hiervan kom oor 'n lang tyd, maar ek dink dit het nou vervleg geraak met die plaaslike regeringsverkiesing, want ons sien dat 'n hele paar politieke partye hulle openlik skaar by die proses en dit as 'n mobiliseringsproses gebruik. En dis miskien iets wat 'n mens moet dophou, is indien dit aanhou, indien daar nou elke week, ek kan nie sien hoe nie, maar indien daar elke week nou sulke groot optogte is, tot watter mate gaan dit 'n effek hê op die plaaslike regeringsverkiesing in November? En kom ons werk met die huidige. Tot watter mate gaan dit die ANC beïnvloed? Want daar's daai duidelik in die ANC twee strome. Die een is die een wat die proses ondersteun en die ander een is die versigtige een wat hulle ondersteun dit nie want hulle besef die risiko's, maar hulle wil hulle ook nie daar openlik daarteen uitspreek nie, want dan vervreem hulle nog 'n klomp mense. So daar's 'n bietjie van 'n onsekerheid lyk dit vir my in die ANC hieroor, of 'n dualiteit daarin. Dan kry ons die DA wat sê, maar onwettige migrante is nie aanvaarbaar nie, maar dan hulle skuif die fokus na regering toe. En die erkenning van die regte van mense plaas baie klem op hulle DA-minister Schreiber se rol om nuwe wetgewing, regulasies en effektiewe bestuur in te bring. En dan kry jy die Patriotic Alliance wat baie uitgesproke was
vir 'n baie lang tyd oor hierdie. Dit was deel van hulle mobilisering. En interessant kry jy dan Dayton McKenzie wat oor verlede naweek sê PA mense mag nie aan die optogte deelneem nie en hulle wel nie in partyklere in elk geval nie. So hy skep so 'n bietjie van 'n afstand met wat Dinsdag kon gebeur het. En dan kry jy Action Suid-Afrika wat volledig deel van hierdie proses is en die MK party wat volledig intrek en deel van hierdie proses is. Nou die vraag wat 'n mens het, is daar soveel ontevredenheid onder so baie Suid-Afrikaners dat hierdie assosiasie Action Suid-Afrika tot voordeel kan strek en hom 'n groter rolspeler maak, want die meningsopnames tot dusver is nie baie goed vir Action Suid-Afrika nie. Hulle gaan onder geweldige druk in hierdie verkiesing in. Hulle probeer, daar's van die leiers wat baie uitsprake maak, wat baie sigbaar word, maar die partye is in geheel gaan onder groot druk hier en hulle boesem nie vertroue in by die meeste mense nie. So dis 'n vraag. MK, gaan hierdie hulle help om die negatiewe beeld, die onstabiele beeld van die party te verander? Nou met MK raak dit moeilik, want dit is nou etniese mobilisering in KwaZulu-Natal, assosiasie met etniese en kulturele konteks en gebruike, en dan kom jy die Zulu koning wat sê mense mag nie dit doen nie, hulle moet vreedsaam wees ensovoorts. So daar's baie onderliggende verdeeldhede, potensieel vir spanning en so dis nie 'n uitgemaakte saak nie. Maar indien jy 'n geordende struktuur kry of georganiseerde proses en jy het weeklikse betogings op 'n redelike groot skaal en hierdie partye skaar hulle daarbey, dan verpolitiseer jy die proses, jy maak hom deel van jou verkiesingsproses en dit kan 'n mobiliseringsagent vir partye wees wat nie eintlik iets anders het om op terug te val in terme van beleidssuksesse nie. Ons hoop maar So regtig dit kan 'n faktor wees. ek hoop maar regtig die mense kan gaan kyk na wat die land vorentoe kan vat, wat dienslewering vorentoe kan vat en laat hulle rondom dit gaan stem. Maar baie dankie vir jou tyd vandag, Roland. Ons het eers gekom by Zuma en die Guptas en al daai tipe aspekte nie, maar ons kan dalk volgende week weer 'n bietjie verder daaroor gesels. Maar daar's soveel nuus in Suid-Afrika se politiek, so ons moet eintlik 'n 3-4 video's 'n week maak, maar baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer dit ongelooflik en so interessant geweest. Dis 'n plesier, John. Ja, en goed om bietjie plaaslik te fokus. Miskien net 'n opmerking, die vredesonderhandelinge in die Midde-Ooste lyk vir my gaan met stampe en stote. Daar's nie veel nuwe vordering nie, maar dis iets wat ons moet bly dophou en dalk teen volgende week is daar nuwe perspektiewe daarop. So ons kyk wat gebeur. En natuurlik moet ons gaan kyk hoe Trump en sy partytjie gehou het môre of oor die naweek en wat het daar alles aangegaan. Ja, die 250-jarige herdenking van die FSA in terme van sy huidige konstitusionele bestel in elk geval. Ja, nee, ek kan nie wag nie, dit gaan baie interessant wees. So maar baie dankie vir jou tyd vandag, Roland. Goed, Johnny. Goeie dag vir jou en almal. Dankie vir jou ook.